vanaand welkom by ons voorlesing uit die Bybel vanaand, voor slaaptyd. Ons lees vanaand verder uit 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 10 tot en met vers 12. As jy dalk vanaand luister terwyl jou lewe swaar voel, maak nie saak wat die aard daarvan is nie, of dit beproewing is, gebroke verhoudings, innerlike moegheid, 'n pad wat dalk net sinloos lyk, hoor dan in hierdie gedeelte dat God se genade in Jesus Christus nie net 'n ligte trooswoord is nie. Dit is sy eeuwe-oue belofte van redding. Ek lees vir ons 1 Petrus 1 vanaf vers 10 tot 12. In verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word, en hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dit is dinge waarin selfs engele begeerig is om insig in te kry. So groot is God se plan van heerlikheid en verlossing vir ons, dat selfs die engele begeerig is om die volle omvang daarvan te kan verstaan. Kom ons bid dan saam. Hemelse Vader, ons kom vanaand in aanbidding voor U. Ons bid vir elke mens wat vanaand dalk luister met 'n swaar hart, met seer in verhoudings, met beproewing in die huis, of dit in die liggaam of in die gees is. Ontferm U tog oor elkeen vir wie die lewe donker en sinloos geword het, en laat hulle nie alleen voel in hulle nood nie. Ons bid dat U deur die Heilige Gees ons oë sal oopmaak vir Jesus Christus wat in ons lewe teenwoordig is. Ook vir Hom wat deur sy lyding heen tot heerlikheid gegaan het, en dat ons sal verstaan dat sy lyding en heerlikheid ook ons lyding en heerlikheid word in die geloof. Here, laat U evangelie vir ons die vaste grond onder ons voete word, wanneer ons voel dat die wêreld rondom ons intuimel. Dra ons met U genade, bewaar ons in die hoop van U beloftes, en gee volgens U wil herstel en volharding en vrede in Christus in elkeen van ons se lewens. Amen.